Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ek hoop julle geniet die diens en mag die Here julle. En aan die een, en aan die lam, en aan die koning wat regeer, en aan die seun, die gesalfde, en aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, en verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing kom net van ons God, en aan die een, en aan die lam, en aan die koning wat regeer, en aan die seun, en die gesalfde, en aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing
Family, friends, baie welkom. Welkom by vanoggend se aanlyn diens. Mag die Here jou so seën. Ek weet ek is opgewonde vir die woord. Die Here dek 'n tafel vir jou. Terwyl jou teenstanders toe kyk. Die Here is altyd besig om jou te seën. Hy het altyd vooruit gegaan. Hy het reeds vooruit gegaan vir jou deurbraak. Hy het reeds vooruit gegaan vir jou voorsienigheid. Jy moet hierdie snap. Wanneer jy in die vuur beland, wanneer jy in 'n woestynseisoen is, behoort jy nie te vra hoekom nie, jy behoort te vra, Here, hoe is U besig om my te posisioneer vir deurbraak? Hoe is U besig om my te posisioneer vir die tafel in die midde van my teenstanders? Hoe seën U my terwyl my teenstanders toe kyk? Jy is 'n seun en 'n dogter in jou Vader se huis. Jy moet hierdie snap. Jy moet hierdie snap. Ongelowiges dink in terme van swaar kry is gelyk aan die Here se afwesigheid. Jy kan nie so dink nie. Jy moet dink soos 'n soldaat. Jy moet dink soos ek is in hierdie situasie. Die Here is besig met 'n werk in my en hy is besig om my te gebruik in hierdie situasie. Mag jy in die nuwe jaar ingaan met hierdie nuwe perspektief. 'n Perspektief dat hy jou nooit begewe, nooit verlaat nie, maar jou omring van alle kante. Ek wil vandag vir jou woord gee en ek weet die Here wil vir jou woord van geloof gee. 'n Woord van geloof wat sê die Here het my. 'n Woord van stigting en bemoediging wat sê die Here vernietig my nie, hy is besig met 'n meesterstuk in my. Ons is aan die einde van 2022. Baie van ons is deur diep waters en intense vure van ons, en ek weet, ken meeste van julle se storie, baie van julle is steeds in die vuur. My gebed dat julle sal rus in hierdie vakansietyd, dat die Here jou sal verkoop, julle almal sal veilig hou, familie, ons het julle lief, en die Here se hand is oor julle. Ek sien die ander dag 'n meme op Facebook wat sê, kyk gou daar is my, baie oulik, ek het dit baie geniet. Ek bel net die Here en maak dit seker dat ek nie op sy strong warrior list is vir 2023 nie. Die ding is van strong warriors is hulle gaan battle toe, hulle word gebruik in situasies, en daai situasies is soms intens. Dit is nie lekker nie, dit is nie 'n plek van pina coladas drink op die strand nie, dit is weermag, dit is oorlog. So family, mag die Here jou werklik laat rus, maar mag hy in jou aanwakker, 'n maturity, 'n volwassenheid, 'n wasdom wat sê, of dit nou goed gaan of sleg gaan, die Here het my. Hy is altyd besig om 'n tafel te dek vir my. Ek is syne. Ek wil vir jou ons hoofteks lees. Ek wil dankie dis bid. Here, dankie vir die woord. Dankie dat dit uitgaan. 'n woord, 'n magtige woord van geloof. 'n woord wat vestings breek. 'n woord, U hamer is soos 'n woord, Here, wat vestings breek. Vestings wat sê, waar is die Here? Vestings wat vra, die Here het my verlaat. Vestings wat sê, ek kan nie die Here vertrou nie. Here, dankie dat U hierdie woord gebruik om daai vestings te breek in hierdie oggend in die naam van Jesus. Jesus. Amen. Familie, ek het reeds voorgelees die gedeelte, ons hoofteksgedeelte. Die storie is bekend, jy ken dit. Ek het ook al uitgepreek, Elia en die weduwee, né? Dit is ongelooflik hoe jy, as jy na stories kyk in die Ou Testament, hoe die Here weer nuwe goed vir jou kan oopbreek. En wat ek hou van stories is, jy kan beginsels kommunikeer deur stories, en Jesus doen dit ook deur sy gelykenisse. Nou laat my vanoggend tog 'n bietjie meer vryheid toe om na 'n storie en verskeie stories te kyk en vir jou beginsels te gee. Ek gaan nie vandag 'n teksstudie doen nie, ek wil vir jou beginsels kommunikeer vanuit stories. Luister saam. 1 Konings 17 vers 2 tot 9 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Toe sê die Here vir Elia, gaan ooswaarts van hier en kruip weg by die Kritspruit, net ander kan die Jordaanrivier. Jy kan uit die spruit water drink en ek sal die kraaie beveel om vir jou kos te bring. Elia het gemaak soos die Here hom beveel het, en by die Kritspruit aan die kant die Jordaanrivier gaan wegkruip. Die kraaie het soggens en saans vir hom brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Na 'n tyd het die spruit egter opgedroog, want daar het geen reën in die opvanggebied geval nie. Toe sê die Here vir Elia, gaan bly in die dorp Sarfat, naby die stad Sidon. Daar woon 'n weduwee. Ek het haar opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia het na Sarfat toe gegaan. By die poort van die dorp aangekom, sien hy 'n weduwee. Hout bymekaar maak. Hy vra haar, vers 10, bring tog asseblief vir my 'n bietjie water om te drink. Family, die eerste beginsel
vanuit hierdie storie en ander stories wat ek al vertel, is dat die beginsel dat jy deur vallei seisoene gaan. Jy gaan in woestyn situasies beland. Die vraag behoort in jou hart te wees, nie hoekom nie, maar hoe is u besig om te werk? Elia hardloop weg. Elia beland in die woestyn. Die Here se woord kom aan Elia. Gaan kruip weg by die spruit. Wat sê ek? Spruit. Tongue twister. Gaan kruip weg by die spruit. Met ander woorde, wat sê hy vir Elia? Elia, luister mooi, my voorsienigheid is in die woestyn. Die woord van die Here het gegaan en hom in die woestyn ingelei. Hy kruip weg in die woestyn en die Here se woord sê, gaan dieper in die woestyn en gaan kruip weg by die spruit en daar voorsien ek vir jou. Kyk, ek en jy sê dat wanneer ons in laasseisoene is, wanneer ons in woestynseisoene is, kom die vraag na ons hart toe, waar is die Here? Jy moet tog asseblief die preek gaan kyk, toren of troos. Dit kyk baie meer in diepte na hierdie kwessie van wanneer suffering kom, wanneer lyding kom, waar is die Here? Dit gaan baie meer in diepte daarna kyk. Maar ek wil vandag jou challenge, of jy sê, jy gaan deur seisoene van loutering gaan. Jy gaan deur die vuur gaan. Die Here is nie besig om jou te vernietig nie. Nee, luister mooi, seun van die Here, dogter van die Here, hy is besig met 'n meesterstuk in jou. Is hy die outeur van die lyding? Is hy die een wat jou siek maak en van jou steel? Nee, Johannes 10:10, die vyand het gekom om te verwoes. Ek het gekom om vir hulle lewe in oorvloed te gee. Maar wanneer daar verwoesting kom, wanneer daar lyding kom, gaan die Here dit kan gebruik om jou geloof te toets. Want geloof word net getoets in lyding. Geloof word nie getoets langs die beach nie. Luister mooi, geloof is soos goud, dit word net gesuiwer in die vuur. Is die Here die een wat die vuur bring? Nee, hier is die realiteit. In hierdie lewe gaan jy deur vuur gaan jy deur woestynperiodes gaan, en dan sal jou geloof getoets word. En dan is dit 'n geleentheid vir jou om gesuiwer te word deur die Here. So ons kan in 'n plek van suffering, in 'n plek van lyding toegee aan die Here se werk of toegee aan bitterheid of die vyand se werk, altyd. Elke seisoen van suffering is 'n geleentheid om jouself toe te gee, toe te laat, dat die Here kan werk in jou. Dis 'n intense waarheid. Jy geweet, Jakobus sê die einste ding. In Jakobus 1, kom ek lees dit gou uit die Afrikaanse nuwe vertaling. Ek wil vir julle lees. Jakobus 1 vers 2. My broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewinge beland, moet julle eintlik baie bly wees. Baie vreemd, né? Baie vreemde raad vir my en vir jou. Moet julle eintlik baie bly wees. Die Engels sê, count it pure joy when facing many trials. For the facing of trials develops perseverance. Uithou vermoë. Afrikaans sê, julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Afrikaanse oud sê, tel dit louter vreugde, broers en susters. Louter, soos goud gelouter word in vuur. So is die proses van jou geloof in die woestyn. So is die proses van jou geloof in die vuur. Ek en jy dink altyd, hoe kan ek die woestyn ontsnap? Hoe kan ek uit die vuur kom, ASAP? Maar hoe gaan jy dan gelouter word? Beteken dit dat jy altyd in depressie moet verval? In die loutering? Nee, dit kan goed gaan met jou in loutering. Jy kan vrede hê ten spyte van. Dit hoef ook nie 'n doodskaduwee elke keer te wees nie, maar daar is 'n proses. In Efesiërs 2 vers 10 sê dit dat jy die Here se workmanship is. Ek kan nie in 'n Afrikaanse ekwivalent lekker dink nie, maar lees saam met my uit Engels. Ephesians 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Ek en jy is 'n produk van die skrynwerker se hand, van die pottebakker se hand. Hy is besig met 'n werk in jou. We are God's workmanship. In hierdie lewe gaan hy jou nie los nie, hy is altyd besig met 'n werk. Die Griekse woord daar is poema. We are God's poema. Ons is die Here se poeme, ons is die Here se gedig. Dis waar ons die woord gedig kry. Poema. Hy is besig met 'n liefdesgedig in my en in jou. En ek en jy
gaan mature moet wees in lyding. Ek en jy gaan moet besef dat wanneer ons in die woestyn ingaan, is ons nie altyd buite die wil van die Here nie. Nee, die woord van die Here aan Elia was wat? Gaan in die woestyn in. Dit is daar waar ek jou ontmoet. Dit is daar waar ek jou bewerk. Dit is daar waar ek jou wil hê. Dit is daar. En dit is daar waar die voorsienigheid was. Die voorsienigheid was waar? Dit was in die woestyn. Het jy gesien wat met daai persoon gebeur? Daai persoon het al die 3de keer hulle kar gestamp. Daai persoon het dit oorgekom en dat oorgekom. Man, dit is asof daai persoon altyd teëspoed beleef. En jou eie hart sê dit ook. Jou eie hart sê ook vir jouself, ander gaan vooruit, maar nie ek nie. Ja, die Here is seker teen my. Jy is seker net in die perfekte wil van die Here. 'n kind en 'n dogter moet ophou vra, hoekom, en begin vra hoe. Miskien is jy alleenlik sout en lig in daai situasie. Paulus is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Paulus vergaan op stadiums. Hy vergaan in 'n skipswrak. 'n Slang byt hom op 'n eiland. Mense sê van hom dat die Here teen hom is. Nie een keer word daar geskryf dat Paulus vra hoekom nie. Hy is net sout en lig daar. Hy vra die vraag hoe. Here, hoe wil U my hier gebruik? Die realiteit is die Here leef in jou. Ek gaan meer daarna kyk. Aan die einde, maar ek wil vir jou sê, die Here sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Hy is besig met 'n werk in jou, en daar waar jy gaan, berei hy 'n tafel voor jou teenstanders. Hy is besig om jou te seën, hy wil jou die heeltyd seën. Ek wil jou vinnig 'n storie vertel van my eie lewe. Ek het op 'n stadium in Korea 'n kerk gelei, en dit was goed, maar dit was goue jare in die bediening. Ons net begin as 'n 25-jarige om 'n gemeente te lei, klomp Amerikaners, ek het baie Engels gepreek daai tyd, ook baie akademies gepreek. Dit was 'n baie filosofiese, akademiese omgewing. Mense het baie akademies gepreek, en ek het daarvan gehou, veral toe ek net klaar studeer het. Dit was vir my baie stimulerend om so filosofies te preek. En op 'n stadium kry ek 'n werkskontrak vir 'n paar jaar, en dan word vir my 'n aanbod gegee om hierdie kerk vir 'n paar jaar te lei. En as 25-jarige was dit 'n massiewe geleentheid. Ek kyk nou nog terug daarna en ek dink, sjoe, jong Pieter het nie 'n klou gehad waarvoor hy nee gesê het nie. Jong Pieter sê nee, want hy moet terug Suid-Afrika toe gaan, want hy het sy eie redes hoekom. En hy beland in 'n vallei situasie, 'n vuur woestyn seisoen in sy lewe. En as hy geld nie, hy begin by 'n kerk werk, basies werk hy en sy vroutjie aanvanklik maar vir 'n donasie, en daar's niks geld nie, en dit is 'n slegte situasie. En ek kyk terug en ek sê soos, ek het die verkeerde besluit gemaak. Die Here is seker teen my. En Pieter maak planne om geld te genereer. Op 'n stadium koop hy een van die Chevrolet bakkies wat gestamp is. En Pieter gaan hom fix, want hy het mos al karre reg gemaak. En jy het al hierdie storie gehoor, vir die wat nie gehoor het, die luister mooi. Ek koop toe 'n Chevrolet bakkie, wat ek self gaan panel beat en dan gaan verkoop vir 'n wins. Toe hierdie bakkie by my erf aankom, toe weet ek, hier is groot moeilikheid. Hierdie ding is baie meer stikkend as wat ek gedink het. Sy gearbox is gekraak, sy as is gebuig, en Pieter gaan nie net 'n paar ligte en wiele vervang nie. Hier is ek in die moeilikheid. Ek het hom gekoop vir R52,000. Ek verkoop die ding toe net so weer, want ek gaan hom nie kan fix nie. En ek is later amper siek van stres. Verkoop ek hierdie ding vir 'n los van R22,000. Ek verloor R22,000. En daai tyd was dit 'n fortuin vir my. Dit is steeds baie geld, maar daai tyd was dit 'n paar maande se geld. En dit was krisis. En ek onthou, ek worstel met hierdie hele situasie. En ek sê op 'n stadium die volgende woorde van my vrou. Ek sê vir haar, die Here is onbetroubaar. Die Here het my bedrieg. En ek is so kwaad vir die Here. Vir die Here. Jou pastor. Ek, man of the cloth, wat hier voor staan, sê dit. My vuis in die lug. Die Here is onbetroubaar. Hy het my bedrieg. Net soos Job het ook op 'n stadium sulke woorde gesê. En dadelik sê die Heilige Gees vir my, maar ek het jou gewaarsku. Die Here het my gewaarsku.
En toe ek terugkyk, toe besef ek, Here het my paar keer probeer waarsku teen hierdie planne. Maar sien, wat uitgekom het in die tyd van beproewing, wat uitgekom het in die tyd van crushing, in die tyd waar daar stres was, in die swaar kry tyd, was die slegte olie. Was die slegte olie, dit het na vore gekom. 6 maande voor dit, man of God in Korea, preaching glory days. Dit gaan goed, naby aan die Here, lief vir die Here, en die hand van die Here is oor my. 6 maande later, toe beproewing kom, toe ek deur vuur gaan, toe kom al die onkruid na vore. Al die onkruid in die hart. Die Here is 'n bedrieër van mense. Jy kan hom nie vertrou nie. Sien jy, dit geloof, dit kan nie getoets word, wanneer dit net goed gaan nie. Dit word getoets in die woestynperiode. Dit is daar waar die werktuigkundige aan ons binneste, aan ons binnekante begin werk. En die onkruid wat weggesteek is, wat ek en jy onbewus is van, na vore bring en kan uittrek. Gee toe aan sy proses in die vuur. Gee toe aan sy proses. Ek sê weer, die Here is nie die outeur van die woestyn of die vuur nie. Hoekom is Elia in die woestyn? Hy is in die woestyn, want Jezebel jag hom. Hy is in die woestyn, want daar's iemand wat hom wil doodmaak. En die Here se voorsienigheid is daar. Die Here ontmoet hom in die woestyn. Onthou dit. Onthou dit. My broer sê die ander dag 'n mooi ding. Hy sê, Pieter, kyk vir die mankes in jou gemeente. Kyk vir hulle wat so 'n bietjie mank loop. Kyk vir hulle wat so 'n bietjie mank is, soos Jakob, Pieter. Kyk vir hulle, want dit is hulle wat geworstel het, en wat al deur 'n werk is, net soos Jakob geworstel het met die Here, en toe mank daar uitkom, gaan ons baie keer mank uitkom, maar suiwer. En ons baie van julle, wanneer ek julle in die gees sien, is julle mank, maar julle is seuns en dogters, en julle is suiwer. Julle is deur vuur, en julle is al beproef en gesif, maar julle is suiwer. Julle het gevoel julle is vernietig, maar julle het bly leef, en vandag is julle suiwer. Ek dink spesifiek aan 'n man, hy het 'n jaar of 2 gelede in hierdie gemeente ingekom, en die eerste keer toe ek met hom praat, toe sê ek na die tyd vir my vrou, daar's iets van die Here se hand op hom, die Here se vingerafdruk is op hom. Die Here is so intens op hom. Wat is dit? It is like the hand of the potter is upon this man. En in die gees is hy soos Jakob. En vandag is hy suiwer. En toe ek sy storie hoor, toe weet ek, hy is deur vuur. Hy is deur diep vuur. Die vyand wou hom vernietig. Hy het alles verloor. Maar die Here het hom daar ontmoet en hom versuiwer. En wanneer jy deur diep skaduwees gaan, deur diep water gaan en doodskaduwees gaan, wanneer jy deur vuur gaan, count it perfect joy. Tel dit louter vreugde. Want die Here is besig met 'n goeie werk. Hy is besig met 'n werk wat hy nie kan doen wanneer dit goed gaan nie. Dink aan my storie. Ek was onbewus van daai diep onkruid in my hart. Maar toe die suffering kom, toe die drukking kom, toe kom dit na vore. Dankie Here. Dank vir die werk wat U in ons elk begin het en tot 'n volëinde sal bring. Abraham, waar lê sy beloofde land? Lê in die woestyn. Hy is by Ur van die Kaldeërs. Hy het alles. Hy besit 'n groot rykdom. Hy is sy pa se regterhand. Hy besit alles, maar die Here lei hom in 'n nuwe beloofde land. En waar is hy? Hoe begin dit? Gaan hy gelei word na 'n koningspaleis toe? Nee, hy gaan in die woestyn in, onseker waantoe. So baie gebeur het. Moses 40 jaar in die woestyn. 'n Man seker vol arrogansie wat selfs 'n ander man doodmaak na 40 jaar in die woestyn. Wanneer die Here hom roep, sê die Here vir hom, praat namens my, en hy sê ek kan nie eers praat nie. Daar het 'n proses gebeur in die man se lewe. Daar het iets gebeur. The man has been changed. Fire and desert has changed the man. Has changed the walk. Jesus
toe sy bediening begin, word in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees. Ek en jy moet ophou dink, woestyn is gelyk aan die afwesigheid van die Here. Nee, dit is gelyk aan die aanwesigheid van die Here. Dit is waar hy ons ontmoet. Amen. That's principle number 1. Onthou, jou woestyntydperk, jou vuurtydperk, is wanneer die olie na vore kom. Net vinnig, net voor ek hierdie beginsel afsluit. Die ou rabbies het gesê, die salwingsolie, die olie waarmee jy 'n koning salf, kry sy potency, sy salwing, sy krag, vanweë die bitterkrye wat jy in die olie sit. Kyk, dit is die bitterkrye in jou lewe wat die salwing na vore bring. Dis die bitterkrye. Ek en jy sê vir mekaar, ek wil nie bitterkrye hê nie. Hoe sal daar dan salwing wees? So baie vanweë die bitterkrye kom die salwing. Beginsel nommer 2. Die Here berei 'n tafel vir jou voor in elke seisoen van jou lewe. Psalm 23. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders toe kyk. You prepare a table before me, where in the midst of my enemies, there. Ding is, van tafels in teenstanders se teenwoordigheid is, daar moet teenstanders wees, vir daai tafels om gedek te word. Jy moet op 'n plek kom, waar jy minder vra, hoekom Here, hoekom die teenstand, hoekom die woestyn, en meer vra, hoe is u besig om 'n tafel voor te berei. Elia word geroep na 'n plek toe met die naam Zarfat, by Sidon. Vir my en jou, snaakse woorde, die hele Bybel is vol snaakse woorde, daar selfs 'n ou met die naam Gat in die Bybel. Zarfat by Sidon, so what? Zarfat by Sidon is Jezebel se hometown. Sidon is Jezebel se hometown. Hoor jy dit? Hometowns waar sy groot geword het. Dis waar haar stronghold is. Zarfat is 'n plek, dit word vertaal as a place of smelting, 'n plek waar daar loutering gebeur, 'n plek van smelting en loutering. Elia, die woord van die Here kom aan Elia en sê, gaan na 'n weduwee. Nie na 'n koningspaleis toe nie, gaan na 'n weduwee. 'n Weduwee wat niks kan doen nie. Weduwees is bekend as arm. Hulle kan nie voorsien vir hulle self skaars. Hoe kan hulle nog voorsien vir ander? Gaan na 'n weduwee waar by jou vyand se stronghold, daar waar hulle heel sterk is, gaan daartoe. Ek gaan daar vir jou voorsien. Elia moes gedink het, die Here gaan my vernietig. Die Here is besig om my te vernietig. Ek kan hom nie vertrou nie. Die realiteit is, die Here gaan vir hom 'n tafel voorberei by hierdie weduwee. Die Here gaan vir die weduwee 'n tafel voorberei by Elia. Te midde van hulle teenstanders. Ek en jy moet ophou vra, hoekom Here, hoekom Zarfat, hoekom Sidon, hoekom die vyand, en meer vra, hoe gaan u my hier gebruik? Hoe is u besig om 'n tafel voor te berei vir my? Elia word gelei na die stronghold van Jezebel, en die Here voorsien vir hom daar. En ek dink toe, nee, is net ietsie ekstra, ek dink by myself, hoekom moes hy eers woestyn toe gaan, voor hy weduwee toe gaan? Hoekom stuur die Here hom nie net direk na die weduwee toe nie, en die gedagte kom by my op, en is net 'n gedagte, is net my gedagte, dalk het die weduwee nog meel gehad, dalk was haar meelkannetjie nog vol, dalk het sy nog olie gehad, dalk was sy nie so erg desperaat nie, dalk het sy nog opsies gehad buite die Here, dalk. Maar toe haar meel op is, en haar olie op is, toe sy uit opsies uit, en toe kan sy in die woord van die Here loop. Die woord van die Here het haar opdrag gegee om na Elia te kyk. Want toe sy nog meel gehad het, kon sy dalk gesê het, nee, ek het nie hierdie Israeliet hier nodig nie. Ek is 'n Moabitiese vrou. Wat het ek met hierdie Israeliet te doen? Maar toe sy op 'n plek is van waar haar planne op is, waar sy geen heenkome mee het nie, toe kan die Here deurkom. Die Here het hierdie geneigtheid om jou te seën wanneer jy moet doodgaan. Die Here het hierdie geneigtheid om jou te seën en tafels voor te berei wanneer teenstanders jou wil verwoes. Wanneer dit lyk die einde is nou, kom die Here gewoonlik deur. Wanneer dit lyk die
hier gaan ek nou vernietig word, kom die Here deur. Dan is die Here sterk. Wanneer jou meel en jou olie op is, dalk sê jy vir my, Pieter, ek het geen inkomme meer nie, dit is klaar, 2022 het my gebreek, dit is verby. Dan wil ek vir jou sê, jy is dalk op 'n baie goeie plek. Dit is dalk presies waar jy moet wees. Jy is dalk in die kamp van die vyand, presies waar jy moet wees, want hy gaan nou 'n tafel vir jou voorberei. Sodat jy nie kan roem in jou eie planne, en kan roem in vriende en hulle geld nie, dat jy kan roem in hom. Dat jy kan sê, die Here alleenlik het van my deurgekom, dat geen mens sê, hy het vir my deurgekom nie, maar net die Here. Weet jy wie ek altyd aan dink, wanneer ek dink aan teenstand, dink ek aan Josef. Josef het baie teenstand beleef. Josef was eerst in sy pa se huis, hy raak toe 'n slaaf, nadat sy broers hom verkoop, hy beland toe in 'n tronk, en toe, op die einde beland hy in die magtigste ryk in die wêreld, en is in die tweede in beheer van hierdie magtige ryk. Maar sien, elke keer wanneer die vyand vir Josef wil verwoes, dek die Here 'n tafel. Hy beland in slawerny. Nie kort voor lank nie, is daar tafel gedek, en is Josef tweede in beheer in Potifar se huis. En die vyand kom, en die vyand verwoes weer, Johannes 10:10, die vyand het gekom om te verwoes en te vernietig. En Josef beland in die tronk. En nie kort voor lankie word daar tafel gedek, en is Josef tweede in beheer van die tronk. Het die hooftronkbewaarder vir Josef aangestel, Josef, om te waak oor die tronk, tweede in beheer. En nie kort voor lank nie, nee, oké, dit was 'n hele paar jaar daarna, toe sy in tweede in beheer van die hele Egipte. Sien, wanneer dit kom by die seuns en die dogters van die Here, jy kan hulle nie onderhou nie. Jy kan hulle nie vernietig nie. Wapens hou nie teen hulle nie, want die Here is by hulle. Hy is altyd besig om hulle guns te gee, om 'n tafel te dek teen hulle teenstanders. Jy moet begin kyk na jou teenstanders. Jy moet hulle in die oë begin kyk en begin besef, die Here berei 'n tafel vir jou voor in hulle midde. In hulle midde. Hou op vir jouself vra en vir die Here vra, hoekom en begin vra, hoe is u besig om my in hierdie situasie te gebruik, en hoe gaan u my in my eer herstel hier? Hoe, so uil. Okay? Nie hoekom nie, maar wees soos 'n uil. Hoe is die Here besig om 'n tafel voor te berei vir my in die midde van my teenstanders. Ek het nou gepraat oor Paulus. Paulus was die apostel. Die Here is op hom, die Here gebruik hom magtig. Hy beland in 'n skipswrak, 'n slang byt hom op 'n stadium in Handelinge, en die mense sê, hierdie man gaan doodgemaak word deur die Here. Die Here is teen hierdie man, nie een keer is dit 'n kwessie in Paulus se hart nie. Paulus vra nooit hoekom nie, nee, Paulus weet, die Here is met hom. En hy vra die vraag, hoe? Here, hoe kan ek u uitleef tussen hierdie mense? Al hierdie goed wat met my gebeur, dit is nie vir my belangrik nie. Hoe is u besig om vir my deur te kom? Hoe is u besig om my te gebruik? En die Here dek vir Paulus 'n tafel in die midde van sy teenstanders, waar die vyand hom wil verwoes. Seën die Here hom. Family, dan familie, wil ek met jou gesels oor die derde beginsel, en dit is dat jy in die woord van die Here veilig is. Dat wanneer die Here vir jou 'n woord gee, is jy veilig. En is daar altyd voorsienigheid. In Elia se geval sê die Here, my voorsienigheid is waar? In die woestyn by die Kritspruit. Daarna kom die woord van die Here aan hom en sê, gaan na die weduwee, daar is my voorsienigheid. Hy moet gaan van die Kritspruit, waar hy lekker water drink en vleisie kry by die kraaie, moet hy gaan na 'n weduwee. En daai plek is Zarfat by Sidon, en ek en jy weet, dat dit nie 'n lekker plek was nie. Maar die ding is, waar die spruit is en waar die dorp is 150 kilos deur die woestyn. Dis intens. En ek wonder wat Elia gedink het. Een, hy kan my mos nou maar net so half laat vlieg of iets. Op stadiums het Elia so vinnig soos 'n perd gehardloop, het jy dit geweet? Die Here kom ons nou maar dit gedoen het. Die Here kon hom mos nou maar 'n wolk oor sy kop laat hover het terwyl hy loop. Nee, dit is in die woestyn, in die son, in die warm, dat die geloof getoets word, dat die Here 'n meesterstuk werke doen. En soos hy loop, moes daar seker in sy hart gewees het, ja, wat gaan hy aan? Hoekom doen die Here dit so?
Seun en dogter, hou op vra hoekom en vra hoe. Want Elia het sekerlik 'n waardevolle les geleer daar. Dat of ek nou weet of nie, ek vertrou hom. Ek vertrou die een wat die belofte gee. En ek ken hom. En ek weet hy gaan vir my deurkom. Al lyk dit nie so nie, watch this space, hy gaan vir my deurkom. Ek het 'n geskiedenis met hierdie Here van my. I know him, he's got me. Daai geloof kom net deur vuur. En 150 kilos moet hierdie man loop. Ek weet nie hoeveel dae hy loop nie. Loop hy na hierdie weduwee toe. En die realiteit is, sy belofte is daar, hy loop in die belofte van die Here. Sy voorsienigheid is in die belofte. Jou voorsienigheid is in die belofte. Is jy in die woord van die Here? Loop in die woord van die Here. Jou voorsienigheid is reeds losgemaak. Die weduwee het reeds opdrag gekry vir jou. Jou belofte is reeds in plek. Het jy geweet die Here is buite tyd? Hy ken die begin van die einde. 'n Vriend van my die ander dag sê, dit is so goed, hy sê die Here is op 'n berg. Dink aan dit so. Die Here is op 'n berg en ek en jy is in 'n bootjie en ons ry om hierdie rivier, om hierdie berg. En om hierdie berg is tyd. Dit is die rivier van tyd, die rivier van tyd. Hy ken die begin van die einde. Hy staan op die berg. Hy sien die begin van die einde. Ek en jy is binne tyd. Ons ry met ons bootjie. Ek is 34. Ek is so 1/3 klaar met hierdie rivier. Dalk meer. Dalk 50% klaar met hierdie rivier. Ek is dalk halfway of net kort van halfway. En die Here sien my bootjie. En hy sien jou bootjie. En hy weet hoe jy jouself teleur gaan stel en hoe jy gaan stres oor geld. En hy weet al die suffering wat jy gaan en die roepe wat jy gaan roep en die vuiste wat jy gaan skud teen die hemel. Hy weet. En hy het reeds vir jou voorsien. Hy weet die begin van die einde. Jou belofte is net af van die rivier. Hy weet presies. Hy het reeds vir jou voorsien. Hy het reeds vir Elia voorsien. Nog voor Elia in die woestyn in is, was daar al 'n kritspruit. Nog voor die kritspruit opdroog, was daar al 'n weduwee. Daar is altyd 'n belofte, daar is altyd 'n voorsienigheid. Altyd. Bly net binne die woord van die Here. Bly net veilig binne die woord van die Here. Die woord van die Here is jou beskerming, het jy dit geweet? Petrus is 'n goeie voorbeeld hiervan. Die woord van die Here is jou beskerming. Die laaste keer wat Jesus direk met Petrus praat, is in Johannes, dink ek nou, waar hy vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief? Here, u weet dat ek u lief het. Petrus, het jy my lief? U weet dat ek u lief het. Petrus, het jy my lief? U weet dat ek u lief het. Voer my skape, sê hy vir Petrus. En dan sê hy vir Petrus 'n snaakse ding. Hy sê vir Petrus, toe jy jonk was, het jy gegaan waar jy wou. Maar as jy eendag oud is, Petrus, gaan jy gebind word en geneem word waar jy nie wil gaan nie. En daai was die soetste woorde aan Petrus. Hoekom? Want Petrus weet hoe hy die Here verloon het en homself verraai het. Hoe hy 'n mislukking was en hoe hy die Here verraai het. En hoe hy homself ook verraai het. Ek stel dit nou so, homself verloon het vir alles waarvoor hy gestaan het. En hoe hy 'n mislukking was. En toe gee die Here hom 'n belofte en hy sê vir hom, wanneer jy oud is eendag, Petrus, sal jou geloof hou. Jy sal weer in 'n situasie kom, maar jou geloof sal hou. Jy sal gebind word en geneem word waar jy nie wil gaan nie. Petrus, jy sal vir my naam sterf. En Petrus is nog nie 'n ou man nie. Petrus beland in 'n tronk. Petrus word gebind en sal die volgende dag doodgemaak word. En ek weet nie of jy die storie ken nie, die Here stuur 'n engel om vir Petrus wakker te maak en uit die tronk uit te vat. Maar daar's ietsie in daai teks wat vir my so laat glimlag. Want ek ken die man se storie. Ek weet hoe hy die Here verraai het. Ek weet ook die belofte waaraan hy vashou, die belofte van wanneer jy oud is. Wanneer jy oud is. En daarom weet ek wat daar aangaan. Petrus lê daar, nie in angs en bewing nie, Petrus slaap. En die engel moet hom so al wakker maak, want Petrus slaap. Hoekom is hierdie ou so rustig? Want hy's veilig binne die woord van die Here.
Want die woord van die Here het oor hom uitgegaan. Hy weet hoe sy storie eindig. Wanneer jy oud is, Petrus, wanneer jy oud is, en hy's veilig binne die woord van die Here. Elia is veilig binne die woord van die Here. Waar lê sy voorsienigheid? Dit lê by Zarfat, naby Sidon. Petrus is veilig, hy rus, want hy weet wat die Here hom beloof het. Wat het die Here jou beloof? Wat is die woord van die Here oor jou? Hou op vra hoekom en begin vra hoe. Hoe is die Here besig om jou te seën? Hoe is die Here besig om die tafel voor te berei vir jou? Family, jy is 'n tempel van die Here. Die Here tabernakel nie meer in geboue en in tente nie, maar in jou. Daar waar jy gaan, bring jy die Here se teenwoordigheid. Hou op vra hoekom en begin vra hoe gaan die Here my hier gebruik? Hoe gaan ek die Here manifesteer hier? Hoe is ek sout en lig hier? Die woord gaan uit oor jou, 'n woord van rus en 'n woord van seën. Jy is die regverdigheid van God in Jesus. Hy gebruik jou. Jy word nie vernietig in hierdie seisoen nie, nee, jy word gebruik. Hy is besig met 'n werk in jou. En hy is die begin, die een wat dit begin en hy is die volëinder van jou geloof. Sy goedheid en sy rus en sy krag jaag jou na al die dae van jou lewe. Daar waar jy gaan, volg sy koninkryk. Wanneer jy in vuur en in woestyn is, louter die Here jou en gebruik hy jou, maar verlaat hy jou nooit. Amen.